Hoekom streef ons daarna in ons pad van heiligmaking om te groei in gehoorsaamheid? Beslis nie om daardeur gered te word nie, maar omdat ons gered is. En daarom, Heiland, aan U al ons dank en aanbidding. U het kom soek en U het ons van sonde gered. Soos wat ek vir u gesê het aan die begin van ons erediens vanoggend, ons skriflesing vind ons in die evangeliebeskrywing volgens Lukas. Ons gaan saam lees Lukas 23 vers 1 tot 25. En ek wil u weer vra, onthou asseblief om die Bybel saam te bring erediens toe. Sentraal in hierdie erediens staan eerste die verheerliking van ons Here, maar dan ook sy woord waaruit ons leer. Nou die opskrif van die gedeelte, broers en susters, pas presies in by dit wat ons in hierdie weke dan bespreek met die lydingstydperk. Dit is Jesus voor Pilatus en voor Herodes. En daaruit kan ons aflei, hierdie gedeelte gaan oor ons Here se verhoor wat hier op aarde plaasgevind het. Maar voordat ons dit saam lees, ek vra dat broers, as verbondshoofde, kom ons staan, en dan almal van ons, kom ons word saam stil, ons buig ons hoofde, ons nader ons Here in gebed. Almagtige God en hemelse Vader, U is en bly die enigste, die ewige, die ware God. En daarom eerstens vanoggend is ons as gemeente hier saam om U heilige naam te loof en te prys. U het aan ons soveel genade en soveel guns bewys dat ons nooit al ons seëninge sal kan tel nie. Net om U, die heilige God, as 'n sondaar mens te mag nader, dis alreeds 'n wonder. Dis 'n absolute getuienis van U liefde en genade. Here, en waar ons vanoggend in hierdie lydingstyd ook al begin fokus op ons voorbereiding vir die nagmaal oor 3 weke, vra ons dat U met ons sal praat deur U woord. Help ons om reg voor te berei vir Goeie Vrydag. En sodat ons ook met 'n rustige gemoed die heilige sakrament sal kan nader. Maar deur dit alles laat ons ook al nader en nader aan U groei. En ons vra dat U boodskap waarlik sal inslag vind in ons lewens. En ons bid ook en vra dat U hierdie gemeente se werksaamhede sal seën, dat almal hulle roeping ten volle hier sal kan uitleef, daar waar U ook bepaal het hulle moet wees. En so ook die komende naweek met die kamp wat kom. Dan dra ons elkeen van ons broers en susters in die gemeente op, en besonder hulle wat spook met siekte of ongesteldheid. Ons bid en vra dat U hulle deur hierdie moeilike tye sal dra, maar dat hulle ook daardeur nader aan U sal groei. Ons wil vir U dankie sê dat oom Dick en Tannie Didi terug is by die huis. Oom Dick ontslaan is uit die hospitaal. Ons dink aan Tannie Esther wat hierdie week weer chemo gekry het en glad nie lekker gevoel het nie. Oom Skalk wat nog steeds bedlêend is en ook so maar swaar kry met Tannie Susan wat hom het ondersteun. Ons sê dankie dat Tannie Alvera vanoggend weer hier is by ons in die kerk, by hierdie diens. En ons bid ook en vra dat U hand van bewaring oor almal sal hou wat in hierdie tyd ook op vakansie weggaan. Maar dan moet ons ook bid en vra, o Here, dat U ons sonde sal vergewe. Want daar is so baie wat ons maar nog steeds, soos Paulus sê, in ons gemoed vind, wat in ons lede is, al wil ons dit nie daar hê nie.
help ons dat ons daarvan ook al meer en al meer ontslae sal raak en al meer en meer soos ons Here begin raak. Dit alles vra ons nie omdat ons een ding daarvan self kan verdien nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Lukas 23, ek lees vir ons vanaf die eerste vers. En die hele menigte van hulle het opgestaan en hom na Pilatus gelei. En hulle het hom begin beskuldig en sê, ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keiser belasting te betaal, terwyl hy sê dat hy self Christus die koning is. Toe vra Pilatus hom en sê, is u die koning van die Jode? En hy antwoord en sê, u sê dit. En Pilatus sê vir die owerpriesters en die skare, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar hulle het aangehou en gesê, hy maak die volk oproerig met sy leer, die hele Judea deur, vandat hy in Galilea begin het tot hiertoe. En toe Pilatus van Galilea hoor, vra hy of die man 'n Galileër is. En nadat hy verneem het dat hy uit die magsgebied van Herodes was, stuur hy hom na Herodes, wat self ook in daardie dae in Jerusalem was. En toe Herodes Jesus sien, was hy baie bly, want hy was al geruime tyd begeerig om hom te sien, omdat hy veel van hom gehoor het, en hy het gehoop om een of ander teken te sien wat deur hom gedoen sou word. En hy het hom met baie woorde uitgevra, maar hy het hom niks geantwoord nie. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het hom heftig staan en beskuldig. En nadat Herodes saam met sy soldate hom met veragting behandel en bespot het, werp hy hom 'n blink kleed om en stuur hom terug na Pilatus. En Pilatus en Herodes het op daardie dag goeie vriende geword, want hulle was van tevore in vyandskap teenoor mekaar. Toe roep Pilatus die owerpriesters en die owerstes en die volk bymekaar en sê vir hulle, julle het hierdie man na my gebring, as een wat die volk afvallig maak. En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel en in hierdie man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle hom beskuldig nie. Ja, ook Herodes nie, want ek het julle na hom gestuur en daar is deur hom niks gedoen wat die dood verdien nie. Nadat ek hom dan gekastei het, sal ek hom loslaat. En hy was verplig om vir hulle op die fees een los te laat. Maar die hele menigte skreeu en sê, weg met hom en laat vir ons Barabbas los. Die was oor 'n sekere opstand wat in die stad plaasgevind het en oor 'n moord in die gevangenis gewerp. Daarop spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou loslaat, maar hulle het aangehou roep en sê, kruisig, kruisig hom. En vir die derde keer sê hy vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? Ek het in hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal hom dan kastei en loslaat. Maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moes word. En hulle geroep en die van die owerpriesters het die oorhand gekry. Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moes word. En hy het die een vir hulle losgelaat wat oor opstand en moord in die gevangenis gewerp was, die een wat hulle geëis het. Maar Jesus het hy aan hulle wil
oorgelewer. Net tot sover. Soos ons vir mekaar gesê het, staan ons tans op die kerklike kalender in die lydingstydperk. En verlede week by ons vorige geleentheid het ons saam begin kyk na van die fasette, die elemente van Christus se vernedering. En ons het vir mekaar gesê dat daar 'n paar sulke fasette is, 4 om presies te wees, soos wat die belydenisskrifte dit ook vir ons uitlig, naamlik sy menswording, sy lewe en sy lyding hier op aarde, sy dood en dan ook sy begrafnis. Dis alles aspekte van sy vernedering. Nou verlede week het ons spesifiek gesels rondom sy menswording. En daar het ons 'n paar dinge vir mekaar gesê, waarin ons onder andere besef het dat sy lyding begin het die oomblik toe hy hier op aarde verskyn het. Dat hy afstand gedoen het van sy autonome autoriteit. Dat hy vrywilliglik sy eienskappe as God eenkant toe geskuif het en alles prysgegee het wat hom as God en Skepper toekom. En vir ons, sy kinders, het hy 'n selflose gesindheid geopenbaar, 'n selfopofferende ingesteldheid in 'n dienende hoedanigheid. En daardie gesindheid is die gesindheid wat ons ook moet openbaar. Ons teksvers van laasweek, of teksgedeelte Filippense 2 vers 5, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Nou net dit vir die mense wat dit dalk gemis het, want vanoggend gaan ons bietjie verder. En vanoggend gesels ons oor 'n aspek van Christus se fisiese vernedering, deel van die lyding wat hy hier op aarde ervaar het, naamlik sy verhoor. Want dis 'n verhoor, broers en susters, wat baie vreemde eienskappe vertoon. Beslis nie 'n hofsaak soos waaraan ons gewoond is of wat ons self sou verwag nie. Dat ons sien in die eerste plek was dit 'n baie haastige prosedure. Gewoonlik sou die beskuldigde 'n geleentheid kry om daarom soort van 'n saak vir homself voor te berei, dat hy homself kan verdedig. Maar sy aanklaers wou Christus daardie selfde dag nog, dieselfde dag wat hulle hom voor die hof gesleep het, teregstel. So dit was 'n baie vinnige prosedure, maar dan ook sien ons daar was 'n groot krisis rondom die jurisdiksie van die saak. As verteenwoordiger van die keiser was Pontius Pilatus se verantwoordelikheid misdade soos roof, soos moord, en dan ook wanneer iemand in opstand gekom het teenoor die Romeinse regering. Met ander woorde, as iemand probeer het om die Romeine omver te werp. Nou, vir 'n persoon soos wat hy die saak gesien het, om aanspraak te maak dat hy die seun van God was iets wat hom nie aangegaan het nie. Dit was 'n plaaslike saak in sy oë en was veronderstel om deur die plaaslike wetstoepasser hanteer te word. Verder sien ons ook 'n groot probleem met die klagstaat. Die aanvanklike klagte teen Christus het glad nie water gedra in 'n Romeinse hof nie. Die klag van lastering teen God. So in die middel van die hofsaak, in die middel van al hierdie prosedure, toe verander die klag sommer
na opstoker teen die Romeinse ryk. En laastens, en heel waarskynlik die vreemdste van hierdie hofgebeure, sien ons die hof het Christus onskuldig bevind. Nie 1 keer nie, maar 3 keer. En steeds is hy gevonnis. Dit maak mos nie sin nie. As jy onskuldig verklaar word, beteken dit dan tog juis dat die straf jou nie toekom nie. So onder die mense wat betrokke was by hierdie hofsaak, het daar regtig waar vreemde dinge gebeur. En vanoggend begin ons kyk na al hierdie rolspelers. Nou, mense wat 'n groot rol gespeel het daardie dag, was uit die aard van die saak die wetsgeleerdes, die fariseërs, of die Sanhedrin, die Joodse raad. Hulle was die primêre aanklaers teen Christus, en dit was hulle wat hom voor hierdie wêreldse hof gesleep het. Nou vir baie lank was die Sanhedrin, die godsdienstige leiers, die plaaslike, nie amptelike regerders van die volk. Vir interne sake het hulle gewoonlik die beslissing gemaak. Hulle het die wet en verordeninge wat die Here deur Moses gegee het om sy volk in die vryheid van 'n heilige lewe te lei, absoluut misbruik. Hulle het baie interpretasies, baie ordinansies bygevoeg, net soos wat dit hulle gepas het. En deur die volk te gebied om al hierdie dinge tot die letter toe te gehoorsaam. Iets wat ons natuurlik weet, menslik absoluut onmoontlik is. Hulle as te ware die volk van God gevange gehou in hierdie staat van beskuldiging. Maar nou het Christus gekom om die wet te vervul. En hy het openbaar gemaak wat die rol, die kern, die hart van die wet van God is. Dit wat ons saam gelees het uit Matteus 22. So hy het hulle gewys presies op dit wat hulle was. Skynheilig, werkheilig, vals. Christus was 'n direkte bedreiging vir hierdie manne, vir hulle gesag, vir hulle posisie, vir hulle aansien in die samelewing. En die kombinasie van hulle eie waan, hulle jaloesie, ja, hulle haat, dit het hulle blind gelaat vir al die bewyse dat Jesus waarlik die Seun van God, hulle beloofde Messias was. So seker was hulle van hulle saak, broers en susters. So seker dat hulle gewillig was om die onreg wat Pilatus in Jesus se kruisiging gesien het, op hulle self en hulle kinders te neem. Dit is verskriklik hoe blind die sonde 'n mens maak vir die waarheid. Nou tweedens sien ons ook die rol van die skare. Die mense wat saam met die Sanhedrin, saam met die Joodse leiers geroep het vir Christus se teregstelling. Nou onthou, hierdie was sy eie mense. Sy volk wat hier sy bloed gesoek het. En die rede vir hulle optrede, dit vind ons al die pad terug in die geskiedenis tot by die sondeval. Want daar en van daar het die mens deur al die eeue heen probeer om self God te wees. In ons sonde as mense stig ons vir onsself ons eie klein koninkrykies. 'n selfstandige, maar
'n selfsugtige bestaan, in elk geval ons dink dit is selfstandig, waarbinne ons dan self kan besluit wat reg en verkeerd vir ons is. Hoor hierdie postmodernisme. Elkeen, van die koning op sy troon tot die dienskneg wat gerwe optel op die land, is sy eie klein koningkie oor sy eie klein wêreldjie. In Christus se tyd was dit soos wat dit vandag nog steeds is. Maar Christus se koms het hierdie koninkrykies geruk. Want hy het gekom om sy koninkryk, die ware koninkryk te vestig. En om deel te word van sy koninkryk, moes jy bereid wees om alles agter te laat. Jou koninkryk agter te laat. En om te volg. Dink aan die ryk jong man. Christus het vir hom gesê, los alles en volg my. Dit sou beteken dat die mens nie meer kon voorgee dat hy self God is oor sy lewe nie. Dit sou beteken dat die mens moet erken dat hy rekenskap verskuldig is aan God. En dat hy nie sommer net kan maak soos wat hy goed dink nie. En vir die mens om dit te erken, was nie aanvaarbaar nie. Om jouself te verloon ter wille van Jesus, sou beteken om die bietjie mag wat jy het op te gee. En in hulle sonde kon hulle dit nie doen nie. Want dit broers en susters, sou beteken dat hulle moes erken, hulle staan skuldig voor God. So het hulle geredeneer, los ons hierdie groot probleem op. Hoe raak ons ontslaaf van hierdie bedreiging tot ons eie klein wêreldjies? In plaas daarvan om te sê, U is die Christus. U is waarlik die Seun van God. Het hulle gekies om te skree, kruisig hom. Kruisig hom. En met daardie geskreeu op hulle lippe, het hulle ons Here voor Pontius Pilatus gebring. Nou Pontius Pilatus was nie die eerste Romeinse prokurator oor die gedeelte van Samaria en Judea nie, hy was die 5de ene. So daar was maar druk op hierdie man se skouers. Sommige, soos Philo, beskryf hom as 'n wrede diktator, maar ander weer as 'n begaafde en 'n goeie leier. Wat ons wel van hom weet, is dit wat ons lees vanuit die skrif. En in die skrif leer ons sy absolute onbevoegde handelinge tydens hierdie verhoor van ons Here. Nou daar was baie spanning geweest in daardie tyd tussen die Romeine en die Jode. So hierdie saak wat hy moes hanteer, alhoewel hy gevoel het dit nie op sy tafel hoort nie, was 'n baie delikate saak geweest. Aan die een kant lyk dit tog asof hy 'n bietjie genot daaruit geput het om die Jode te frustreer. Maar aan die ander kant het hy begin bekommerd raak. Want die priesters, hierdie Joodse leiers, was 'n invloedryke groep geweest en hulle kon baie maklik al wat Jood is in Jerusalem aanhits om teen Rome in opstand te kom, soos wat maar deur die geskiedenis 'n paar maal ook gebeur het. En sou dit gebeur, dan moes Pilatus aan die keiser rekenskap lewer oor wat in sy provinsie aan die gang is. So uit sy eie selfsugtige vrees het hy toe vir Jesus, wat hy self 3 maal onskuldig verklaar het, gegeesel
en uitgelewer om vermoor te word. Maar eers het hy probeer om sy verantwoordelikheid af te skuif op Herodes. Nou dis die tweede keer, of nie die tweede keer nie, maar dis weer wat ons te hore kom van Herodes Antipas. Toe die Jode gekom het met die aanklag dat Jesus 'n opstoker is, iemand wat onrus veroorsaak het, het hulle genoem dat hy dit ook in Galilea gedoen het. En toe Pilatus hoor dat die man van Galilea af is, het hy gedog, dis 'n maklike manier om van hierdie hele situasie ontslae te raak. Daarom stuur hy toe Jesus na Herodes. Herodes was op daardie stadium in Jerusalem. En Jesus het toe voor hierdie man, hierdie wrede, ongeduldige en bygelowige leier verskyn. Nou oor die gebeure lees ons, was Herodes baie in sy skik. Hy wou al lank Jesus voor hom gehad het in die hoop dat Christus, ons Here, hom sou vermaak deur 'n wonderteken of twee. Herodes was nuuskierig om te sien wat Christus kan doen. Of die stories rondom hom waar was. So Christus was eintlik, ons Here was eintlik vir hom niks meer as 'n objek van ydelle nuuskierigheid nie. Maar ons Here het hom nie eens geantwoord nie. En dit het Herodes in die verleentheid gestel en hom verneder. En daarom het hy hom ook maar met minagting behandel. Hy het vir hom spottenderwys 'n blink kleed omgehang en net so toe teruggestuur na Pilatus. Maar agter dit alles sit nog 'n karakter. Sedert hy in die paradys geslaag het om Adam en Eva in die sonde te laat val, het hy die ganse mensdom gijslaer gehou in die sonde. Want daardie sonde bring nie net ellende hier op aarde nie, maar 'n ewige oordeel daarna. In Getsemane het Christus verklaar dat die magte van die duisternis se uur aangebreek het. Die oomblik wat die lig van hierdie wêreld homself vrywilliglik aan die magte van die duisternis sou oorgee, sodat hulle met hom kan doen wat hulle wil. En dit het gebeur. Die vyand het ook elke vuil en gemeene daad gebruik om ons Here te verneder, om hom te ontmoedig, sodat hy dalk in sy roeping sou val. Sou hy in sy roeping val, broers en susters, sou beteken dat hy ons sou prysgee. Dat ons voor die groot regsbank sou staan, skuldig. Ons sien in hierdie gedeelte Pilatus so bekommerd oor sy eie status, veroordeel 'n onskuldige, die onskuldige, net om die vrede te bewaar. Herodes was so op sy troon verhewe dat hy nie besef vir die een wat voor hom staan is eintlik die een wat die troon toekom nie. Die Sanhedrin was so vasgevang in hulle eie afgodsdiens van 'n selfgemaakte godsdiens dat hulle hom wat hulle so lank verwag het nie erken het nie. En die skare so versigtig, so bang vir verandering,
So bang hulle wêreltjies, hulle bietjie mag word weggeneem. Dat hulle hom wat vir hulle vrede en vryheid gebring het, veroordeel het. So ons leer in hierdie gedeelte dat almal wat Christus so beskuldig en veroordeel het, self skuldig was. Elkeen wat na hom vinger gewys het, wat hom leed aangedoen het, was ten diepste self die objek van hulle eie veragting, van hulle eie bespotting. En dit bring ons by een waaroor ons nog nie gepraat het nie. En dit is hy wat in daardie beskuldigde bank gestaan het. Dit is hy waarop al hierdie aanklagtes gemik was. Wie se bloed die skare voorgeroep het. En wie die bespotting, die veragting van die mense moes verduur. Christus, God self, wat in die middel van hierdie regsaak gestaan het. Wat was sy rol? Dit was noodsaaklik dat die seun van die mens vir die sondes van die mens kom sterf. En hy het dit gedoen juis sodat God en mens weer op 'n regverdige basis versoen kon word. Daarvoor, onder sy toelatende wil, het God toegelaat dat sy seun leed aangedoen word. En om dit te doen, daar was die duiwel, daar was die mens, en hulle het dit met graagte gedoen. God het toegelaat dat hulle gang gaan, sodat sy wil bewerk word. Christus, broers en susters, aan wie God die oordeel gegee het, wie God as groot regter aangewys het, hy het daar gestaan en toegelaat dat hierdie mense hierdie beskuldigings inbring. Hy het geluister na die stemme van al hierdie mense wat self skuldig was. En hy het gehoor hoe hulle hom, die groot regter, veroordeel het. Hy wat gekom het om hulle te red, voor wie se troon as regsbank elkeen eendag sal staan. Die regverdige regter, die onskuldige regter, aangekla deur die skuldige partye self. So dit was waarlik 'n verskriklike dag in Jerusalem. Dit was waarlik 'n klug van 'n hofsaak wat plaasgevind het. 'n Bang goewerneur het sy taak versuim in vrees vir die onderdane. En 'n geestelike leierskorps het sy mense verlei tot die grootste van misdade in die geskiedenis. 'n Volk het homself skuldig gemaak aan die bloed van hom wat hulle sou bevry. 'n onskuldige regter veroordeel tot die dood toe. Daar is tog 'n mate van troos wat ons vind in die waarheid dat selfs te midde van die bespotting deur die lig deur hierdie duisternis geskyn het. Pilatus self het Christus of het die skare gesoebat om
om Christus te laat gaan, omdat hy geen skuld in hom gevind het nie. Herodes het sy onskuld erken deur die wit kleed of die blink kleed wat hy hom gegee het. Hy het sy gesag erken deur die staf, die kroon van dorings, dit wat die hoogste van alle krone geword het. Maar toe ek hierdie stuk voorberei het 'n vraag by my opgekom wat my baie ongemaklik gelaat het. En toe ek daaraan dink, het ek onmiddellik gevoel asof ek in die beskuldigde bank staan. Op 'n warm stoel gesit het wat my laat rondskuif. En ek vra vanoggend daardie vraag aan elkeen van u. As ons na die verrigtinge kyk van die hofsaak en ons self daardie dag in Jerusalem was, waar sou ons inpas? Waar sou ek staan? Waar sou jy staan? Onder Pilatus se hofamptenare? Herodes se knegte en soldate? Deel van die Sanhedrin? Of dalk in die skare wat geroep het vir ons Here se bloed? Almal skuldig. Almal teen die saak van Christus. Waar sou ek staan? Waar sou jy staan? Maar wat my waarlik geruk het, was die besef by enige van hierdie groepe, by al hierdie groepe, ek is net so skuldig, soos Pilatus, soos Herodes, soos die soldate, soos die skare self, soos die Sanhedrin. Ek kon maar net sowel daar gestaan het en gesê het, hy is onskuldig, maar maak met hom wat jy wil. Ek kon net sowel daar gestaan het en geskreeu het, kruisig, kruisig hom. Ons kon die skuldiges gewees het, wat op daardie verskriklike dag die onskuldige regter veroordeel het. Maar weet jy net so vinnig soos wat die skuldgevoel my getref het. So vinnig het daar ook, of het dit alles ook 'n kalmte gebring. 'n Kalmte gegrond in die regsaak wat daardie dag plaasgevind het in Jerusalem. 'n Kalmte gegrond op grond van Pilatus se uitspraak dat hulle maar aan die volk en die owerstes se eise sal voldoen. Die laaste gedeelte sê Pilatus, of hy vra die volk, watter kwaad het hy dan gedoen? Ek het in hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal hom dan kastei en loslaat, maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moes word. En hulle geroep, en die van die owerpriesters het die oorhand gekry. Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word. Deur die geloof besef ons, broers en susters, ja, ons is die wat skuldig is in die sonde, en ons is die wat veronderstel was om in daardie regsbank te staan. Maar omdat my Here, die ware, die groot en onskuldige regter,
vir my daar gestaan het, hoef ek as sy kind sy groot en ewige regsbank nie te vrees nie. Hom sal ons altyd vrees. Maar vir sy oordeel hoef ek as sy kind nie meer bang te wees nie. Dis die realiteit vandag nog. Ons is ook betrokke by die regsaak wat 2000 jaar gelede teen Christus, teen die onskuldige regter aangevoer is, asof ons self daar was. Maar ons leef in die werklikheid dat al was ek ook 'n Pilatus, 'n Herodes, 'n soldaat wat ons Here gespot het, al was ek 'n geestelike leier van die tyd wat die mense mislei het of deel van daardie skare wat hom om die lewe wou bring, is ek vandag in die geloof onskuldig verklaar, omdat hy as onskuldige my skuld gedra het. Elke kind van God, skuldig ook in alle opsigte, maar onskuldig omdat ons Here die ware regter in ons plek veroordeel is. Aan hom, broers en susters, aan hom, daarom al ons eer, al ons lof, en al ons dank vir dit wat hy op daardie verskriklike dag vir ons in Jerusalem gedoen het. Die onskuldige regter, skuldig in u en my plek. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige God, ewige koning, ons herder, ons Here, ons regter, ons verlosser. Dis genade alleen dat ons vanoggend saam kan getuig, loof die Here alles wat asem het. En dat ons nie skree kruisig om nie. Dis genade alleen dat ons hier kan sit in hierdie kerkbanke as skuldenaars wat vrygespreek is, eerder as om in die groot regsbank te staan en 'n ewige oordeel in die oë te kyk. Dis genade alleen dat u die groot en onskuldige regter ons straf gedra het en skuldig gestaan het in ons plek. Mag hierdie waarheid en die besef daarvan by ons insink, mag 'n deel word van hoe ons dink en hoe ons doen, sodat deur die genade ander ook die groot, die ewige, die onskuldige regter kan leer ken. Aan u al die eer, al die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.